Dit is baie interessant om daarop te let dat ongewone mense anders as die gemiddelde man op straat, ook deur die Here gebruik kan word as 'n teken vir ander om tot geloof te kom. So 'n voorbeeld vind ek in Handelinge 13 vers 8 tot 12. Daar staan Elimas, die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeurig te maak van die geloof. Hulle was besig om met die goewerneur te praat en hierdie towenaar besluit, nee, dit kan nie werk nie, hy moet nie gelowig geword nie. Maar nou lees ek in vers 9, dat Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog. Nou ek lees dit dat jy moet onthou wie hierdie ongewone persoon, hierdie towenaar werklik was. Kind van die duiwel, vol van alle bedrog en listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weë van God te verdraai nie? En nou, kyk, die hand van die Here is op jou en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kom lei. Wat 'n verskriklike ding om te gebeur. En dit lyk dat die goewerneur teenwoordig was en gesien het wat gebeur. Want ek lees in vers 12, toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Hierdie ongewone persoon se optrede word eintlik 'n bevestiging van God se vermoë om mense vry te maak. En Paulus word gebruik om hierdie boodskap op 'n besondere manier aan die goewerneur oor te dra en hom 'n gelowige te laat word. Ek wonder hoeveel van ons sal in so 'n situasie kan slaag om die boodskap deur te kry. Loop mooi.